En elke iedereen is welkom vanaand in huis van die Here. Dis nie 'n kerk hierdie. Hierdie is nie 'n aanbiddingsplek. Dis hier waar ons werklik die voeding ontvang. Dus God het waar. Geliefdes, aankondiging vir die week. Woensdag aand Bybel sê nie, dit is live. Vrydag aand jeugdbyeenkoms, asseblief vir God. Sondagoggend erediens, pastoor Porsie. Sondag aand evangeliediens, pastoor Eddie. Verjaarsdag, hier kom ons. Ons gaan lekker eet hierdie week. Lot al onder die pastoor wat julle is daar. Vandag 22 is Amarij, maandag 23 pastoor Eddie, dinsdag 24 pastoor Porsie. Elke dag is ek, prys die Here. Woensdag die 25ste. Pastoor het my al gesien. Eddie. Erik. Sorry. Jammer man. Maar ons gaan ook weer so hoor. En dan woensdag die 25ste pastoor André. Jy wat van al die woord kom. Prys die Here. Ek dink al die verjaarsdag baie saam, ons gaan weer vir hulle sing. Want tjoe, hulle gaan hier in jou sorg maak. Beskerm die kerk, Here. Oral waar ons beweeg, Here, dat die naam groot gemaak en eer sal word. Dat die getuienisse uitgaan. Dankie vir die goedheid en die genade. Dankie, Here, dat ons vanaand gekom het om woord te ontvang, Here. En dat ons weer hierdie week sterk kan staan, Here, in die ingee teen Satan se versoekings en verleidings, Here. Maar dat ons weet ons Here lewe. Dankie, Jesus, vir die goedheid. Here, seën die songe wat uitgaan vanaand, Here, en laat die naam verheerlik word en geprys en opgelig word. Dankie, Here. En Here, hulle wat siek is,
Here, die genesende krag, dat wordt verander nie. Daarom prys ons die naam. Amen. 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 And
wat spesifiek sê. Die Here is baie vir ons, maar soms luister ons nie altyd. Daar is soms tye in ons lewe wat ons baie koppig is. Maar ons begin te besef, die Here is altyd daar vir ons. Ek het ook deur 'n moeilike week gegaan met tyd wat kanker het, hy's 'n moeilike mens. Maar soos ek sê, is die Here dra ons. Ek het hom gisteroggend gekry omdat hy die hele morfinstrook druk. Dus ek kon dit nie oplossing nie en ek het hom gemotiveer en sy lewens hom verander. Want ek sê vir hom, 'n kind van die Here doen nie die goed nie. Maar die Here het jou tyd uitgesit en dit sal jy wag tot hy jou tyd vir jou gee. Amen. Asai. Almal my hoor. Asai. Ek wil eers sê baie dankie vir elke besoeker wat hier is vanaand. Wat uitgereik het om te kom luister na die boodskap. Hulle vra eendag nie lank nou so laasweek hoe vra man vir my hoekom preek ek dan net sonde? Wat ken ek anderste? As wat ook 'n sondaar was. Ek is nie volmaak nie, maar
ek streef na volmaaktheid. Yes, amen. Ek is nie heilig nie, maar ek streef na heiligmaking elke dag. En dan sal hierdie woord uitgedra word dag vir dag van sonde. Want sonde gaan jy die koninkryk van jou God uithou. Jy kry nie 'n klein sonde of 'n groot of 'n wit of 'n swart sonde nie. Sonde bly sonde. Amen. Al gaan sê ek, het jy dit gehoor? Dan is dit klaar. As ek my knoppiespeld vat, is dit klaar sonde. En ongelukkig ken ek iets anders om te preek. Ek is een van daai predikers en ek bly sê wat in die jam was gestaan. Want hier waar ek staan hierbo of ek beweeg daar onder, dis warm. Dit is warm. Want God gaan eendag van my vra, hoe het jy my woord uitgedra? Hoekom het jy my woord verdraai om 'n gemeente vol te kry? Ek kan nie. Ek kan nie en ek mag nie en ek sal dit nie doen nie. Ek sal my daal tot op my knieë saam met jou, om saam met jou te bid. Maar later sal ek nie gaan om terug te gaan en in die sondige vrees nie. Ek kan dit nie doen nie. Want ek moet minder word, sodat God kan meer word. Amen. In u lewe en in my lewe werk ongelukkig. Ons moet minder word. Hierdie eie ek moet van die troontjie begin afklim. En sodra jy sien die begin van hy troontjie, hierdie wêreldstroontjie af te klim van jou, dan begin die gees van God te opereer in jou. Dan begin jy die woord van God te verstaan. Want dis die gees van God wat die woord begin oopbreek. Ek het jare terug gesê, die woord van God is so lekker. Hy is soos 'n neut. Jy kry verskillende neute. Maar die lekkerste gedeelte lê binne as jy hom oopgebreek het. Yes. En dit gaan presies dieselfde met die woord van. Ek kan niks byvoeg nie. En ek kan niks wegvat nie. Dit werk nie so in u en in my lewe. Ons het hom gekry. En ons het hom uitdra as herders. Baie van ons herders word gestenig. Baie van ons word seer gemaak dat ons gaan sit in die pad wat ons sit. Dit is nie maklik om 'n herder te wees nie. Dit is nie maklik. In die nag as ek wakker skrik, dan vra my klok my, slaap jy? Sê ek bedink die tyd op my God. Nader aan nader. Bedink die dinge van my God. As ek loop in my huis, dan sing ek. Nader aan die Here. En dis waar ons moet kom. Op daai vlak, om nader en nader te wees in die Here. Om te bedink wat daar bo is. Om te vergeet wat hier is. Want as jy besig is met hierdie, wat jy bedink, dan vat dit jou gedagtegange weg wat jy onder is. Want jy is nie die ster nie, jy is die kop. En dit moet ons onthou vandag. Geliefdes, toe ek my afgesonder het voor die Here vir hierdie woord, dis nie maklik nie. Toe die Here die woord vir my gee, die vraag ook soos baie ander predikers vra, Here, hoe kan ek hierdie woord vang?
gaan ek hom afgee. Anders harde hoor, ek het myself gesny. Die boe waar ek staan, is die om klippe te gooi, want ek mag nie die woord gebruik nie. Ek mag u nie eens slaan met hierdie woord nie, onder geen omstandighede. Ek het nie die mag om te druk op enigiemand se sonde nie. Glad. Dis hoekom ek sonde preek, dat jou oë kan oopgaan. Jare terug te vra my eie dogter vir my Jeda, moet ek maak beheer aan te neem? Lily het net groot geraak in Christenhuis. En ek sê vir haar, vat die woord, Galasiërs, dan skryf jy neer die vrug van die Gees. Skryf dit neer. En ek vir jou, Jesus die Gees van God vir my is. Skryf dit neer. Dan vat jy 'n papier en jy skryf neer die vrug van die vlees. En jy skryf die 2 verse neer, maar die vrug van die vlees hierso en die vrug van die Gees is 'n driehoek wat hy vorm, Vader, Seun en Heilige Gees. Dis my sin. Dan besluit jy watter een soek jy hier. Dan kyk jy watter ene weeg op vir jou, waar wil jy wees? Die ene gaan vir jou sê waar jou eindbestemming sal wees van die vlees en van die Gees gaan vir jou sê, waar is jou eindbestemming? Want jy kan nie God en die Satan saam dien nie. Dis onmoontlik, soos die woord ook sê, jy kan nie 2 eienaars hê nie. Nou as die woord van God vir my sê, hoe kan ek gaan en ek kan die woord van my God gaan verdraai hierso? Dit werk nie so nie. Ongelukkig werk dit nie so in die woord van God nie, want as jy geroep het by die naam, jy sal die woord uitdraag, ek sal jou mond aanraak, met 'n kolfie, dan is dit, ek het niks neergeskryf nie, is net die woorde wat groter gemaak is, wat my vrou dit getik het van my. As jy saam met kan gaan na 1 Johannes 2 vers 15, as jy daar is, dan kan jy net sê, Amen. En ek sal hou daarvan, geliefdes, dat ons almal die woord van God in ons hande sal hê. As jy nie 'n Bybeltjie het, jy sê vir my, ek sal vir jou 'n Bybel kry, want wat hierin gaan weg. Maar wat by hierdie geestesvensters ingaan, hy staan vas op die tafel van die hart van verstand, hy word ingegrafeer, en elke keer is al hoe dit kan gebeur, strome van lewende water, dis hoe dit terugkom, dis hoe jy die Satan kan verslaan op elke gebied. As jy self die woord lees en dit toepas. Hy sê, moet nie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Amen. Amen. Hoor jy wat ek vir u sê? As jy die dinge van die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Finies die klaar. Jy kan Sondag op Sondag in die huis van samekoms wees. Jy kan oral soos in Gods manne wees, Gods vroue wees. Maar as jy die liefde van die wêreld nog koester in een kant, dan is die liefde van God nie in jou nie. Hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Hoe kan ek sê, ek is 'n kind van God, as ek hierdie dinge nog steeds doen elke dag van my lewe? Ek het al hoe keer gesê, ons het te veel mense wat sê, ek is 'n Christen. Ek is 'n Christen. Maar vra vir daai Christen
om jou hoor ek hier die woord van God uit te sê, dan staan hy, en hy staan in daar wil hy weet nie, en dan sien jy die ook nie, begin die sweet om af te kom. Maar as hy my sê, ek is 'n bloedgewaste dier gekoop deur Jesus bloed, dan weet ek, dit is 'n kind van God, hy mag om 'n Christen lewe. Want ons hou te vas aan hierdie dinge. Galasiërs sê van die werke van die vlees, luister nou baie mooi. Hy sê as iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ons gaan nou, die woord is so strome van lewende water, die een vloei en die ander een. Hy sê so Galasiërs, hy sê die werke van die vlees is geopenbaar. Sien waar dit gaan? Die werke van die vlees is geopenbaar. Daai wat jou so terughou, wat jou weghou tussen jou en God, wat hy distansie al groter maak tussen jou en God. Hy sê naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towerry, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge. Wat is daai dergelike dinge? Man en vrou. Sien ons waaroor gaan die dergelike dinge? Hy sê waarom ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het. Hy sê ons vooraf, want hy ons vroeër gesê het, die wat sulke dinge doen, luister mooi, luister baie mooi, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Kind van God, as ek kyk na al hierdie goed, want ek self as 'n persoon deurgegaan het in my lewe. En wat ek berou in my hart gekry het, vir wat ek gedoen het, dis nie maklik nie. Want die woord sê, bekeer jou van al jou verkeerde weer. En Johannes 8 sê, waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Hoekom ken ons nie God se stem nie? Omrede ons vat nie die woord van God, maak hom oop, begin lees en vra vir die Gees van God om in te beweeg, om oop te maak dat ons dit kan verstaan nie. Daarom wil ek nie vandaan sê, hoekom gaan vra jy dan nie die satting wat jou vader is, die dag as jy werkloos is, gee vir my werk nie. Hoekom gaan vra jy nie vir hom, ja, jy my nou op te hou rook nie. Hoekom gaan vra jy nie vir hom, maak my gesond, omdat jy jou uitgespoeg het nie. Hoekom gaan vra jy dan nie nou die satting dit nie. Hoekom wil jy nou na die God van ons toe hardloop? Amen. Hoekom wil jy nou na God toe hardloop? Maar ons ken die woord van God. Omdat ek skool geloop is. In my tyd was ek sap A tot in matriek gewees. Vandag is ek graad 1 tot graad 12. En elke jaar wat jy geleer, het jy 'n bietjie slimmer geraak. Jy het 'n bietjie slimmer geraak. Jy het dit toegepas in jou lewe. Die dag toe jy begin werk het, toe kom al hy dinge in werking. Hoeveel jaar sit jy al in die huis van samekoms? Hoekom het daar dan nog nooit 'n verandering in jou lewe plaasgevind nie? Hoekom hou jy vas aan hierdie wêreldse dinge? Is dit dan so lekker om vas te sit in hierdie sondige dinge? Is dit so lekker om te sit aan die kring van die spotters? Is dit so lekker om te sit saam die wynsuipers? Het jy dan nog nooit geleer nie? Jy dan op skool, jou hele skoolbaan, het jy geleer? En jy het toegepas in jou lewe? Wie sit jy elke dag in die huis van samekoms? En jy wil nie die vrug begin dra nie.
Jy soek nie daai ontwikkeling nie. Hoekom vra jy dan nie vir daai God van jou, die Satan, om jou te help wanneer jy jou uitgespoor het nie? Want die woord sê jy ken nie sy spraak nie. Waarom ken jy my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Die woord van God maak nie bang nie. As jy bang raak vir die woord van God, dan moet jy begin self doen. En dan beteken moet 'n mens diep begin krap om te kyk. Want die grootste probleem van ons as kind van God vandag is, ons sit die ander kind van God en dophou. Om te kyk wanneer val hy. Ongelukkig is dit die waarheid. Ons vir die ander kind van God, ons begin afkraak. Halleluja. Ons wil nie sien dat daar vordering in sy lewe kom nie. Ons soek dit nie, want ons val onder die vleeslike gesindheid van jaloesie en afguns. Jy wil nie sien dat 'n broer vriendelik is nie, wat het hy nou gekry nie. Jy wil nie hoor dat iemand mooi sing nie, so nie. Kyk nou weer daar. Jy sien 'n man van God tel al hierdie dinge op. Hy tel dit op. Daarom is het belangrik vir u en vir my om hierdie woord van God te vat, om tyd te maak vir die woord van God, om hom te lees en vra om die Gees van God, kom open my verstand, sodat my verstand kan bevrug word met hierdie woord van u, waar ek ingaan in hierdie wêreld daar buitekant, Here, dat ek die krag in my het om die Satan te kan verslaan met die woord, soos u gesê het, vir Satan, daar staan geskrywe. Dis wat God wil hê van my. Daar staan geskrywe. Maar wil ek jy vra, hoekom dan? Wil u en ek gedurig na God toe hardloop? U kan my gooi met die klip, u kan my stenig. Ek het vir God gesê, Here, dis 'n harde woord. Hoekom wil ons gedurig na God hardloop? Waar ons wag is dat die Satan ons heeltemal gedaan het in die lewe. Dat hy ook iets, ons weet ons was staan, soos 'n brullende leeuw, hy kyk, jy kan besteer en verslim, en sy klaar is as spiegel jou uit. Is dit nie so nie? Johannes 8, vers 44. Hy die duiwel as vader en die begeerte van julle vader wil julle doen. Die begeertes van die vlees, die vrug van die vlees, nie van die gees nie, van die vlees. Hy was 'n moordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leemtaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die Vader daarvan. So al ek vir jou sê, geliefde, eiendom van God wat ons staan. Dan wil ek sê, moenie van God bespotting maak. Moenie van onze God 'n bespotting maak om jou hande uit te strek, net om gesien te word deur julle broers en susters. Ek praat dat die Gees van God vir my geopenbaar het. Want ons het mense in die gemeente wat hulle hande uitstrek, maar daar is nie 'n kommunikasie tussen hom en God nie. Hy het nog nie gebreek met sy vleeslike sonde nie. Jy maak 'n bespotting van God. Jy dink jy's heilig. Jy dink jy is heilig. Maar jy het nog nie op daai punt gekom om 'n besluit te neem, 'n ernstige besluit, om te sê, Here, ek kan nie meer. Ek kan nie meer hierdie las dra nie. Here, hierdie wat in hierdie vlees so stryd voer, Vader, hoe gaan ek ontslae kan raak van dit? O Here, want ek het U nodig elke dag. Here, ek kan nie wag tot die Satan my heeltemal tot niet het nie. Here, ek kan nie
bekend is, hy sien nie met ons die Dr. Tinio George, het sy eie kweekskool gehad. Hy het eendag regtig gesê, hy was in die 80 by oorlede is. Hy sê, daar is een lied, wat 'n kind van God is. In die huis van samekoms. Hy sê, ek gaan met leë hande, moet ek so my God ontmoet. Hy sê, 'n kind van God sing hom nie. Hy sê, as jy 'n bloedgewaste is, sing jy hom nie. Hy sê, laat die sondaar hom sing. Laat die sondaar hom sing. Want 'n kind van God het 'n toewyding elke dag aan sy God. Die kind van God gaan nie met leë hande nie. Die kind van God gaan hom nie ontmoet met niks nie. Want jy het jou skatte weggewerk, wat jy geleer het. Dit is in jou lewe. Dit is die pad wat jy en ek elke dag stap. Dit is die toewyding aan God elke dag. Hoe kan ek dan dit sien? Moet ek gaan met leë hande? Ek het nie leë hande. Moet ek so met God ontmoet? Hoe kan ek my God so ontmoet? Nie een dag gewy aan Jesus, wy die dag aan Jesus. Halleluja! Ons wy meer tyd toe aan God as in die vleeslike dinge. Hy sê omdat hy 'n leenaar is en die Vader daarvan. Met ander woorde, prediker wat vir jou sê, my geliefde, jy kan nog 'n sigaretjie rook, jy kan nog 'n dopie drink, jy kan nog 'n bietjie gaan dans, jy kan nog 'n bietjie van dit, dan gaan jy jou regtig vandaan sê, gaan jy jou bietjie stadig, maar verseker op hierdie breë pad van pad. Die breë pad vat hy. Want dan het hy nog self nie 'n ontmoeting met sy God gehad nie. Hy het nog self nie 'n ontmoeting gehad nie. Romeine 8 vers 5 tot 8. Hy sê, want die vleeslik is, wie vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Dan kan ons terug. Wie vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Afgoderry, toornbery, en al daai gemors. Want jy bedink dit nog. Jy het hier reg gekom, hierso, maar hier het nog nie 'n ander plaas gevind nie. En dit is waar dit plaasvind hier, vind dit plaas nie hier. Soos 'n prediker eendag het my gesê, hy gaan as 'n droom en hy kom as 'n nagte uit aan die kant. Hierdie oopmaat. En ongelukkig gaan dit so vandag se dag. Hy sê, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want 'n kind van God praat gedurig van die dinge van die Here. Sy hele geselskap gaan oor die dinge van God. En as jy vir my sê dit moet vervelig wees, dan weet ek nie wat die woord van die Here sê my. In die hemel het klink die halleluja soos donderslag. Dit kan ons dan vervelig laat. Daar is my vrou by die huis. Soos pastoor sê van die TV. Wat sê hoor? Ek het om daai jare geleer by my neef, die een oogduiwel wat in die see opgestaan het. Maar daar is Karen. Daar is niks lekker dat my sy daar lê en ek sit met Jimmy Schreiner draai musiek aan. En ek sit en luister. Manne wat in die gees sing. Dat jy voel hoe die salwing oor jou. Jy voel die teenwoordigheid, want jy's binne in en in. Hy sê, want wat die vlees bedink, is die, kan iemand vir my sê, wat bedink die vlees? Die dood. Wat die uiteinde van die sonde is, die dood. Hy sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Dis lewe en vrede. So hoe kan ons wat al soveel jaar hierdie pad stap, nog steeds vashou aan vleeslike dinge? Hoe kan ons? As 'n persoon gevangenisstraf kry
stap die dag daar uit. Met daai hart. Hy is opgewonde. Ek is vry uiteindelik. Hy straf uitgedien. Nou hoe kan ek en jy vashou? En ons is klaar vrygekoop op Golgotha, maar ons hou nog steeds vas. Ek sterk sal uitgaan en op van die Here. Hoe kan ons nog vashou? Hoe kan ons nog aangaan met hierdie vleeslike begeertes in hierdie liggaam? Wanneer gaan ek en jy dan begin breek, koning? Die Here is dan bereid, hy staan gereed, hy wag dat ek en jy moet kom op daai punt om te sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor. Ek kan nie net sê, Here, ek gee net hierdie gedeelte oor. Liefde. Jy mislei jouself. Want jy gee alles oor. Hy sê, maar wat die geesbedink is die lewe en vrede. Hy sê omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Wat sê God? Want dit kan ook nie. Hierdie vleeslike begeerte is veronderstel om voor God te kom, hierdie kniedruppels te buig en te sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor aan U. Want dit is te vas in jou liggaam, want jy wil dit wil nie onderwerp onder God nie. Want jy wil nie breek nie. Jy wil terugkom. Jy wil nog steeds die stad aanbien. Jy wil 'n mooi Christen, 'n mondbakkie Christen wees waar jou broer in die straat sien, met die sigaretjie so agterloop. Dit lyk is iets verkeerd is. Jy steek dit nie vir my weg nie, man. God se woord gee grond die aarde. Net nie nodig om respek vir my te hê, wat 'n prediker is nie. Die respek vir God hê. Ek is vlees en bloed, net soos jy. Hy sê God, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, en dit kan ook nie. Hy sê die wat in die vlees is, kan God nie behaag. Geliefdes, eiendom vir die Here, dat ek die sê vanaand, hou op om kerk te speel. Hou op om van God 'n bespotting te maak om jou hande uit te strek. En jy weet voor God, dis nie die waarheid wat jy doen. Jy weet dit. Ons almal weet dit. Want die gees van God openbaar aan sy herde wat gaan. Nou moet 'n verhouding plaasvind tussen jou en God. Met ander woorde, daai band van liefde. En as daai band van liefde daar is jy in die woord van God en die gees van God wat ten alle tye wat jou help waar jy dit nodig het. Dit is baie belangrik in my en jou lewe om vas te staan, om ons te omgord met die waarheid. Galasiërs 6, hy sê moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Miskien hierdie vers. Hy sê moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Want net wat jy saai, gaan jy maak. Dan sal hy oormaai. Jy sien nou waar ek jy so sit in die kring van die spotters. En ons spot met daai persoon wat gebrek het. Of enigiets, ek het nou klop oor 'n ander man gesê. 'n Persoon wat sê, jy spot nie daai man nie. Jy maak 'n spotting van die handewerk van God. En jy sal verantwoordelik voor God gaan doen. Jy sien, daai veel grappe wat hier so uitkom, almal sit en lag, hulle sit en hande klap. Dit sal daar wees. Die Psalm sê, daarvan sal ek so man op die sit en drink van die spotters, maar wat weet van die Here dag na. Dis waaroor het gaan.
Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees bederf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Nou jou geestelike saai, jou vleeslike saai, oorspel, hoerigheid, onreinheid, ongebondenheid, afgoedheid, towerheid, vyandskap, toos, jaloesheid, toornigheid, naijwer, tweedrag, partyskap, afwins, moord, dronkenskap, raserij en dergelijke dinge waarvan ek julle voorgestel. Dit is wat jy saai. Dit is wat jy saai. Ek druk nie van op enige mens wat rook, of drink, of dit. Ek het nie die mag om te oordeel. Die woord van God sê ek sê daar is geen regter. En hy oordeel. Dan kyk ons na Matteus 28:30. En Jesus doen hierdie uitnodiging elke dag. Hy kan vir Chris vat om dit te doen. Hy kan daai klein seentjie waar sy daar agter vat. Hy kan dit met hom gebruik vir 'n spreekwoord. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Wat gebruik jy nog? Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Want hierdie werke van die vlees het jy nie rus. Daar is nie rus daarin nie. As jy vir my wil sê, jy vind rus in hom, dis seker wanneer jy gesuip is, wat jy jou roes afslaap, is al rus wat jy kry, want môre is hy weer. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal rus gee. Hy sê, neem my juk op en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. God doen daai uitnodiging. Laasweek sê 'n kind van my in die skool, meneer, maar die Here sê kom net soos jy is. Here kyk ons nie na jou klere nie, man. Ek kyk hom so. Ek sê, ou seun, ek sê kom sit vir die kantoor by my. Waar my mens moet wil doen. Ek sê die oom, nie meneer, ek sê die hoor wat sê die oom. Jesus praat nie van klere drag. Hy praat van jou. Al as jy voel sonde, kom net soos jy is. Amen. Ek sê jy moet respek in die huis van samekoms vir God hê. Ek sê want as jy uitgaan die naweek, trek jy jou beste klere aan. Is dit nie so nie? Ja meneer. Ek sê jou ook by die huis van God en so. Meneer, ek het gedink, ons kan kom net soos ons is. Ek sê nie, ek is. Hy sê, want my juk is sag en my las is lig. Daarom wat Jesus sê, dat ons die werke van hierdie wêreld afstel. Moet los. En dan kan ander as ons verlosser en saligmaker. En sodra ek en jy op daai punt kom, en jy moet 'n droë oog. Geen mens kan die knie buig voor God op 'n droë oog nie. Dat hy daar niks plaas het. Daar het niks. Want as jy in die hof kom en hy magistraat kyk en hy sê vir jou 2 jaar gevangenisstraf, dan hy jou plan. Dis dieselfde soos hy weet. Moet hierdie vleeslike sonde met 'n berouvolle hart dat jy voor die aangesig van God kom, dat jy die knie buig, bely, maar baie kom jy tot bely, nie die woordjie laat staan nie. Dit is die belangrikste, bely en laat staan. Dis wat God verwag, want as jy bely en laat staan, God, daai gedeeltes kom net soos jy is, God wil van jou 'n disipel maak. Hy wil jou uitstuur om die evangelie te gaan verkondig.
vreeslike dinge begin ek uitkry in jou lewe uit. Hy sê, dan kom er in myne in werking. Hy sê, maar nou dat julle vrygemaak is van sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Jy sien, soos ek vroeër gesê het, Here, soos ek vroeër gesê het, ek kan nie met 'n droë oog belydenis doen. Ek, wat 'n prediker is, ek kan jou lees die koninkryk van God se nie. Ek kan jou reg help op elke pad. Ek kan vir jou wys deur die woord van God stap vir stap, hoe dit werk om God te dien. Ek kan vir jou vat elke dag en ek jou opmaak by skrif en leiding van die Gees. Om vir jou te wys wat moet jy doen om God in Gees en in waarheid te dien. Dit is hoe dit werk elke dag. Daarom moet daar 'n bekeerde persoon se lewe 'n verandering wees. As jy tot bekering gekom het, dan moet 'n verandering plaasvind in jou lewe. Daai wat ons praat van 'n kardinale verandering. En wat is daai verandering wat plaasvind in jou lewe? Galasiërs 5 vers 22 tot 24. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Want vroeër gesê, ek skryf hom neer, dan skryf jy die vrug van die Gees neer. En jy skryf die 2 verse bo neer, en jy gaan staan tussen hulle, en jy weeg hulle op. Wat soek jy? Wat wil jy hê? Want jy kan nie God in die sak aan nie. Ongelukkig werk dit nie so nie. As jy teen sulke dinge is nie weet nie, maar die wat in Christus behoort, het die vrees met sy hartstogte en begeer om weer gekruisig. Het hom gekruisig. Het hom laat staan. Want die dag op Golgotha toe hulle daai spies gevat het en in die meester se sy ingedruk het en dan bloed en water uitgekom. Nou bekering gaan deur die water en die bloed van verlossing. Dis waaroor. Want net na die bekering dan vind die doop plaas. En dit is waar hy water en bloed vandaan kom. Deur die water verlos en die bloed van die naam. Dan gaan begin ek klaar maak. Daarom kind van God, luister mooi, die Efesiërs. As jy God gevolg het deur die doopbad, en jy pas die vrug van die Gees toe in jou lewe, dit is waar die kardinale verandering begin plaasvind in jou lewe, want die dinge wat ek gedoen het, dit doen ek nie meer nie. Dit is gekruisig, al die hartstogte, hy wat jy so lief geraak het voor, is uit. Dan kom dit in werklik, eintlik my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting aan. Want hoe kan ek en jy God dien as ons nie die volle wapenrusting aan het nie? Jare terug as Suster Marie, toe sê sy vir my, ek trek elke oggend my wapenrusting aan en ek kyk hoe sy is met my was so, en ek was so. Ek sê, waarom Suster? Sy sê, ja. Ek sê maar, hoe trek jy dan uit in die aand? Hoe trek jy in die aand dan uit? Toe was my woord dan al hoe jy kan uittrek, as jy teruggaan na die vreeslike begeerte toe, dan trek jy die wapenrusting uit. Hy sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen van hierdie wêreldheersers, van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom sê die woord van God vir my en jou, as ons bid, moet ons ernstig in gees en in waarheid bid, om deur te bid. Deur dieselfde, deur hierdie magte, wat tussen aarde en hemel is. Ons moet deur bid. Daarom in die volle wapenrusting van God, dat sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en dat julle alles volbring en staande kan bly. Dit is vir die kind van God gegee hierdie, wat belydenis gedoen het, wat afgesterk het in die vleeslike begeerte, is weg in sy lewe uit. As 'n kardinale
die borswapen van geregtigheid, met die waarheid om God. Hierdie is die waarheid, daar is nie 'n ander waarheid nie, behalwe hierdie. En as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles nie die skuld van die geloof op, waarmee julle aan die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Daar staan geskrywe, dit is hom wat jy gebruik om Satan in jou lewe uit te kry. Daar staan geskrywe. Hy sê vir my, sodat 'n woord gegee mag word as ek die mond oopmaak en my vrymoedigheid, die verborgenheid van die evangelie bekend kan word. Vir hierdie godsmanne oorgepik word. Daar moet ingetree word dat God vir hulle woord kan gee, dat hy woord kan oopgemaak word. Want die tafels is gedek. Die tafels is gedek, die woord van God. Hy is gedek in die tafels. Daar is lekkerny op. Maar daar is ook 'n bietjie wat vir die man wat vashou in die wêreld, hy wil nie eet van hom nie. Hy soek hom nie. Hy spit hy vir hom. Dit behou hom. Timoteus, dan jy my seën, wees sterk deur die genade wat Christus Jesus is. Hy sê wees sterk. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel. En werker wat hom nie te skaam nie, wat die woord van God waarlik reg sny. Dit het in die begin gesê, ek kan nie die woord van God bereik. Ek is nie en ek sal nie 'n Jehovah's prediker wees nie. Hoekom spreek ek dan die voorspoed? Nee. Al gee God my môre weer so goed, en ek gee dit oor môre weer. Dan is dit vir die binnekant wat het bedoel is, maar wat ek nog nie moet vat nie. Soos ek weer sê, as jy God aanneem in jou lewe, dan praat ek waarlik aanneem in jou lewe. Dan sien jy daai persoon dat 'n kardinale verandering plaasvind. Dis nie meer die vleeslike dinge van vuil tale wat uitkom nie, van boosaardigheid nie. Ek sal jou wys nie, ek sal vir jou 'n gat grou. Nee. Omrede. Mense so mooi staan. Staan so mooi geskrywe hierso. Galasiërs 5, maar die vrug van die Gees is liefde. Liefde bedek baie. As jy die liefde van God kan hê, dan tyd wat speel op 'n einde kom in jou lewe. Die dood vra nie ouderdom nie. Hy vra nie wat het jy bereik in jou lewe nie. Hy vra nie eens wat is jou naam nie. Hy vra nie jou geboortedatum nie. Niks. As hy kom klop. Daar is nie wat hy sê, o, wag, ek wil gou eers reg maak. Jy het tyd gehad om reg te maak. Jy het tyd, terwyl daai genade deur nog opstaan, het jy tyd. Jy het tyd. Jy het tyd. En as jy vanaand wil voel, jy het gebed nodig, dan nooi ek jou uit vanaand, want ons predikers saam verstaan. As jy voel vanaand, Here, ek kan nie meer hierdie las van hierdie vreeslike dinge in my lewe dra nie, dan doen ek 'n uitnodiging vanaand. En as jy voel jy wil uitkom, dan kom jy uit. Ek sê jou nie dwing nie, maar die woord van God vir my sê, dwing hulle om in te bestraf hulle. Dis wat die woord van God sê. As jy voel, kom uit. Baie dankie.
ons nie die vleeslike dinge wil aankom. Want baie van die vleeslike dinge kom iemand saam. Daarom het ek ook gesê, die Satan kom swinse plan. Kom waaksaam wees vir dit. Dit is nog wat niemand gesê. Dan kom ons staan. Dan ons Here sal ons groot maak. En dan gaan ons onder pastoor hierdie vraag om ons afgesluit te gebeur. Terwyl ons die aansluit, die is nog gevaar as ons dit beleef. Because we